Goeienaand aan alle inwoners. My naam is Frederik Stevens. Ek is die president van die Inwoners Communal Trust Land Council. Ons is hier vanaand om iets 'n bietjie in te lig oor hoe sake verloop. Ek gee oor aan Chief Nico Nel. Goeienaand inboorling volk van Suid-Afrika. Ek groet u vanaand in die oorwinningsnaam van ons meester en skepper. Ons is vanaand hier om vir julle 'n bietjie inligting te gee en vir u in te lig oor die verwikkelinge, politieke verwikkelinge wat die afgelope tyd gebeur. U sal ondervind dat die regering besluit het, soos hulle sê, hulle kom na hulle mense toe. Nou wil ek weet, watter mense kom hulle na toe? En dit is baie duidelik in die regering se modus operandi wat hulle doen. Ons se groot probleem wat ons het met die regering is oor Cyril Ramaphosa het die kantoor wat hy beman, die oath van sy office met sy hele kabinet geviolate met hierdie kleerling wetgewing wat hy geteken het teen kleerlingpersone, dat is in sekere sektore, of sal ek sê, dit sal nie in sekere sektore wees nie. As 'n president het hy oath geneem en gesweer en gesê dat hy elkeen se menseregte sal beskerm in Suid-Afrika soos die grondwet dit van hom verklaar. En dis die oath wat elke raadslid en elke lid van die parlement en die spreker gedoen het. Saam met die National Council of Provinces, die Nasionale Raad van Provinsies, het hulle gedink, het hulle goed gedink, hulle sê dit is goed gedink, om so 'n wet te maak teen kleerlingpersone. En ons het hulle begin aanvat, deur middel van ons land dispute, oordat hulle ons grond onwettig gesteel het. Die kleerlingpersone gemeenskaplike trust is in 'n ander naam omskep met die naam Tranca. Alreeds in 1998 het hulle hierdie grond oorgedra as staatsproperty, nadat hulle 'n sensus gedoen het om uit te vind hoeveel die kleerlingpersone weet van die grond en alles wat daarmee saamgaan. En hulle het uitgevind dat die kleerlinge weet nie eintlik eers van die trust dat die boere 'n geheim gehou het nie. Maar omdat die ANC-regering greedy was, selfsugtig en jaloers was en gedink het ons is dom, het hulle alreeds ons grondeise gestop en in die 94 gebesluit om die voortbestaansreg en die eiendomsreg van elke kleerlingpersoon te beëindig. En daarom het ons 'n land dispute en dit het hulle nou gedrywe om na die Kaap te kom met hulle politieke intimidasie, om vir ons mense weer eens te lieg. Ons is op pad om 'n internasionale land dispute te verklaar teen hierdie korrupte regering, met alle menseregte skendings teen ons as inboorlinge. Ons kan nie toelaat dat ons kinders meer verarm word deur ons kleerlingpersone, vandat hulle die demografiese polisie gebruik het op die Kaap, het ons meer armer geword. En my beroep is vanaand dat elkeen in Suid-Afrika, kleerlingpersoon, wat die erfgenaam van die trust is, wat soos verklaar in wet 94 van 98 Tranca, dat die regering as die eienaar van die grond is bedrog, diefstal en grove menseregte skending. Dit is ook regsbeïdeling, want daar was nie konsent gegee nie, ons het ook nie agreement nie. Hulle sê ook, hulle trusteeship is sien oor die trust. Dis die trust, die ANC-regering uiteindelik die trust wat die boere met alle koste beskerm het hulle geopenbaar met wet 34 van 98 Communal Land Trust. Het hulle geopenbaar en dis hoekom ons ook hierdie aanslag gaan doen om hierdie wetgewing tersyde te verklaar te kry en dat die administrasie hierdie trust moet oorneem. Ons het ook ander intimidasie mense gedeploy om hierdie storie van die trust tot confusion te drywe. Almal hierdie ons aan buitekant wat praat oor trust
geld en al die goed as 'n leen. Elke kleerlinge persoon is 'n erfgenaam. Die Concord in die Nkuyama Trust Judgment sê dat communal lands is property right, is eiendomsreg, is ons eiendom, wat deur die politieke party met sy majority in 1998 gestem het op 'n wetgewing om ons te vervreem. Ons kan nie die ANC-regering mee glo, en Ramaphosa en Rolf Meyer, hulle saam gesweer, saam met die klomp ryk manne en die besighede, om hierdie grove menseregte skending te pleeg, en ook met hulle policies nou, om nie kleerlinge aan te stel in enige ander werk nie. En dit is die proses. Ons kan nie anders om te veg vir ons vryheid en vir ons onafhanklikheid, weg van die apartheid government, weg van hierdie boere af en weg van die Mgonies af, wat elke dag ons grond gryp en hulle behandel ons met disrespek. So ek noem 'n beroep op elke gemeenskap, elke kleerling erfgenaam, dat hulle hierdie saak moet support. Binnekort sal ons die datum bekend maak van die Independence Mars, die Vryheidsmars van die inboorlinge van hierdie land. Thank you.